Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Lekker dat jy ingeskakel het. Dankie daarvoor. En kom ons groei. Kom ons hou aan groei en ons lewe dra vrug. Ons kyk na die beginsel van een ding is om die elemente in jou lewe te kry, die water en die sonlig en die wind en die suurstof en al daai goed. Maar daar's 'n tweede beginsel en dit is die beskerming van die saad. Die werk wat gedoen moet word sodat hierdie wêreld nie die saad, die potensiaal in jou lewe dooddruk nie. Kom ek lees vir jou, Markus 4:26, hy sê, en hy het gesê, die koninkryk van God is soos 'n man wat saad op 'n land uitstrooi, en nag na nag gaan slaap, en dag na dag opstaan, en die saad ontkiem en groei. Hoe? Weet hy self nie. Nou, hierdie versie sê, daar's 'n groeiproses wat mens nie verstaan nie. Dis die wonderwerk van lewe, nê. God gee lewe. God gee lewe aan plante en alles groei net. En hy sê, die man gaan slaap en die man staan op en hy weet nie regtig wat gebeur nie. Kan ek hier iets ingooi? As jy vandag vir enige boer sê, ag, julle boere het 'n lekker lewe. Julle saai julle mielies in die springtime en dan doen jy vir die res van die jaar niks en dan wag jy vir oestyd en dan werk jy weer 'n dag. Dan gaan hy vir jou hart slaan. Kyk, hy boer gaan vir jou bymekaar maak. Want 'n boer sal vir jou sê, om daai saadjie te beskerm is harde werk. Jy moet weet wanneer om wat se gif te spuit. Jy moet weet wat se wurms en goggos en parasiete en ek weet nie al hierdie goed wil daai saadjie kom doodmaak en groei saam en is langsaan en 'n boer werk hard. Nou klap al die boere hande en baie bly. Die eerste ou wat raak sien hy werk hard. Maar is harde werk. Om 'n saadjie te kry van waar jy hom plant tot waar hy groei, ek wil amper sê, is nie soos wat hierdie Bybelversie sê, hy gaan slaap maar net en staan op en as hy eendag opstaan is daar mielies nie. Dis harde werk. Nou, as dit harde werk is in die praktyk, op die boerdery, is dit net so harde werk in jou gees. Mens, die Here saai goeie saad in jou hart. En jy vra, waar is die vrug? Wel, ek vra, het jy daai saad beskerm? Het jy onkruid gespuit? Het jy skoon gemaak? Het jy geskoffel? Is jy die heeltyd aktief besig om te sorg dat die drome wat God in jou hart geplaas het, my drome waar te laat word. Dis nie net terugsit en dit gebeur net nie. Jy moet inklim. Jy moet saamwerk dat die drome wat God in jou lewe geplaas het, waar word. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die lesse wat ons uit die lewe uit kan leer. En ek dink net aan 'n boer, hoe hard hulle werk. Hoe hulle elke dag landerye toe gaan en kyk. Wat groei saam, wat is hier tussenin, is hierdie plant gesond, wat se siektes is daar, wat se medisyne moet hy spuit in. So liefdevol hanteer die boer sy land. Hoeveel te meer moet ons hart so hanteer, Here. Hoeveel te meer moet ek kyk na my lewe. Wat kruip in, wat se onkruid kom, wat se siektes kom, wat se verkeerde denke kom, wat se verkeerde valse gelowe en stories en leuns van die wêreld kom in. Here, help ons, dat ons die saad sal laat groei en waar word en vrug dra in ons lewens. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.